Ons moet ongelukkig die fees kanselleer hierdie jaar, maar ons sal 'n virtuele platform opstel waar werk opgelaai kan word. Julle, wat gaan ons maak? Ons het so hard gewerk om geld in te samel en nou kan ons nie eers die show aanbied nie. Wel, hulle sal 'n virtuele platform hê. Kan ons nie net die show verfilm en dan op die aanlyn platform laai nie? Mense sal dit dan ten minste kan sien. Maar dit verg baie tegniese vaardigheid en hiervan toerusting is duur. En niemand van ons het al ooit enigiets verfilm nie. En dis moeilik om 'n goeie kwaliteit film te maak, julle. Ek stem saam. Ek wil glad nie die kwaliteit inboet nie. Ja, video-weergawe sal nie so kragtig wees nie. En die show het regtig die gehoor se interaksie en energie nodig. Is daar nie 'n ander manier om ons storie aan te bied nie? Ja, ons weet nie veel van videovervaardiging nie, maar ons weet wel hoe om met ons gehoor interaksie te skep. En daar is soveel platforms om te gebruik. In daai geval moet ons teruggaan na die gehoor toe en uitvind wat hulle wil hê. As ons op 'n virtuele platform wil werk, moet ons weet waar mense hulle tyd aanlyn spandeer. Wel, ek is die grootste deel van my dag op Insta en Zoom. Ek behoort ook aan so baie WhatsApp-groepe. Maar TikTok is massief en dis waar al my mense is. Waarvan hou julle die meeste op julle platforms? Ek is die gif-prinses. Ek het een vir elke situasie. Ek is mal oor die onmiddellike terugvoer wat ek op my sosiale media posts kry. En ek weet presies wanneer ek op die regte pad is. Ek love hoe maklik en goedkoop dit is om met enigiemand op enige plek te praat. Of dit nou my neef in Botswana is of my ou skoolpel in Brasilië. Dit laat my voel of ons nog steeds deel van mekaar se lewens is. Ek is mal oor hoe ek myself kan uitleef deur voice notes en gifs. My WhatsApp kan so dramaties wees met tye. Ja, my regtig. Jy is die drama. Dis juist die ding, is dit nie? Hoe kan ons 'n platform gebruik en steeds al die drama en interaksie genereer wat ons daaruit wil hê? Poele, ons het 'n begroting. Ons moet die hele ding net oorwerk en 'n span bymekaar kry wat dit kan laat realiseer. Ja, ons het 'n diverse span nodig wat vaardig genoeg is vir die taak. Elkeen sal 'n spesifieke rol in die span moet hê, maar ons gaan moet aanpasbaar wees met ons rolle. Dit gaan 'n leerskool wees, maar ons vat dit soos dit kom. Mense, ek voel goed oor hierdie show. Ons het 'n goeie gehoor danksy al die bemarking wat ons gedoen het. En die mense wat aan die voorskou deelgeneem het, kan nie wag vir die finale produk nie. Ek is so bly ons het daai voorskou gehad. Vanaand sou 'n ramp gewees het daarsonder. Ja, maar kan jy jou indink dat almal in die gehoor begin boodskappe stuur? Soos in die eerste show, onthou julle? Ons kon nie eens deur die eerste helfte kom nie. Ja, maar dit het ons ook 'n klomp briljante idees gegee. En die onmiddellike reaksies het gesorg vir waardevolle en eerlike terugvoering. Dit het ook baie gehelp om tegniese probleme op te los. Soos die vertragings met die laai van die fotos en die gifs. Kom, ons doen dit. Sterkte julle. Ons staan by. Gereed wanneer julle is. Ek is so trots op ons en op die grootte gehoor wat ons uiteindelik getrek het. Ons het definitief meer mense gehad as wat ons in 'n teater sou kon pas. En ook mense van reg oor die wêreld. Ja nee, dit was so wonderlik. Ons het so baie geleer. Dit sal definitief voordelig wees vir lewende teater. Ek het geleer hoe belangrik dit is om tegniese aspekte van die begin af te beplan en nie as 'n nagedagte nie. Ons beleggers is so gelukkig met die media belangstelling. Hulle dink regtig dit was 'n goeie uitkoms van 'n bemarkingsoogpunt. Dis fantasties. Ek kan dink ons sal dalk die show kan verkoop as ons die besighede meer blootstelling gee en deel maak van die show. Ek is so bly ek het julle ondersteuning gehad. Ons is 'n goeie span.
Die crowdfunding veldtog alleen het so baie tyd vereis. Ek sou dit nooit alleen kon doen nie. Dit is so uitputtend om geld in te samel vir elke show. Dit sal waardevol wees as ons met ons ander kreatiewe mense kan saamwerk om bronne en netwerke te deel. Dit sou goed gewees het as ons 'n groter verskeidenheid van netwerke gehad het van die begin af. Ons kon baie meer skenkers so bereik het. Ek het onlangs gehoor van 'n groep wat 'n kunstenaarsstokvel begin het om presies dit te doen. Ons moet dalk met hulle in kontak kom. Hierdie was 'n wonderlike vergadering. Dit is so belangrik om na te dink oor die proses om op die volgende projek te verbeter. Ek moet net die begroting finaliseer, die WhatsApp-idee in 'n besigheidsplan omskep. Die ICT Schlolo webtuiste het baie praktiese inligting en templates. Goeie werk, Boele. Ek wil ook die Xlolo webtuiste ondersoek. Ek is al klaar opgewonde oor die volgende projek.